Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou ja, verskoon die sonbrille en die son wat so van 'n kant af op 'n mens skyn. Ek staan hier in die middestad van Fort Worth in Texas. 38 grade Celsius. Mense het nie gedink dit is herfs weer in Amerika nie, maar ek was nog maar 'n hele paar keer in my lewe in Texas en kan vir julle sê dat ja, Texas is 'n warm plek. Die somer hier begin gewoonlik in Maart en nou aan tot amper November. Ongelukkig tydens hierdie besoek kan ek nie regtig op Wêreldwys vir julle bietjie soos met verlede jaar se besoek die binneland, die platteland eintlik van Texas wys nie. My besoek is bietjie beperk tot Dallas, Fort Worth, Houston, Austin, die groot stede van Texas. En daar's natuurlik 'n baie groot verskil tussen die stedelike gebiede soos wat julle hier sien. Hierdie is nie een van die heel grootste stede nie. Maar die stedelike gebiede en dan die platteland van Texas. So verlede jaar, en as julle 'n bietjie wil gaan terugkyk op YouTube, verlede jaar het ek op Wêreldwys so in November vir julle heelwat meer gewys van die platteland van Texas. Maar tydens hierdie week se episode wil ek 'n bietjie gesels oor dinge wat natuurlik hier in Texas en in Amerika gebeur. En ek is toevallig hier in Fort Worth, so ek sal vir julle ook iets wys van een of twee interessante en historiese dinge hier in Fort Worth. Ook een of twee interessante dinge in Dallas, wat natuurlik 'n susterstad van Fort Worth is. So ons sal ook nog later in hierdie episode een of twee dinge uit Dallas uitwys. Maar ek dink terwyl 'n mens in Amerika is, moet 'n mens natuurlik die geleentheid benut om te praat oor die FSA en wat hier in Amerika gebeur. Nou, julle kan natuurlik na hierdie episode van Wêreldwys kyk daarna dat dit opgeneem is, maar soos wat ek hier staan, is die Amerikaanse federale regering gesluit. Daar's 'n federale regeringssluiting. Ek kry vanoggend 'n e-pos van iemand in die Amerikaanse Departement van Arbeid met wie ek volgende maandag sou ontmoet in Washington, wat natuurlik sê dat hulle nie amptelike vergaderings mag hou so lank soos wat die federale regering gesluit is. So die federale regering wat gesluit is totdat Republikeine en Demokrate kan ooreenkom oor 'n tydelike begroting wat in elk geval maar vir nog 'n maand of twee sal hou. So dis baie belangrik om te verstaan dat dit tans 'n bietjie die politiek in Washington DC in 'n groot mate domineer. Maar as jy hier in Texas is, ek was gisteraand in Austin, die hoofstad van Texas. Ek staan nou hier in Fort Worth, 'n baie interessante stad, een van die meer Republikeinse en konservatiewe gebiede van Amerika. En as jy na Dallas gaan wat in daardie rigting 30-40 kilometer is, dan sou jy nie dink die federale regering in Washington het tans 'n begrotingskrisis nie en dat dit gesluit is nie. Mense hier gaan aan met hulle lewens. En die rede daarvoor is natuurlik dat Texas nie baie sterk ingestel is op Washington nie. Met ander woorde, die mense van Texas is baie sterk ingestel op Texas. Texas as 'n deelstaat wat eintlik tot 'n groot mate baie soewerein funksioneer. En ja, die impak van die federale regeringssluiting in Washington hier in Texas is dus beperk tot enkele federale parke, nasionale parke wat gesluit is. Miskien enkele regeringsdienste, federale regeringsdepartemente hier. Jy kan nie noodwendig vandag aansoek doen vir 'n paspoort, Amerikaanse paspoort nie. Daardie kantoor is gesluit. Enkele sulke funksies, maar vir die res gaan Texas voort. En Texas natuurlik een van die groot ekonomiese suksesverhale van Amerika. Die deelstaat Texas wat 'n reuse ekonomie is, as dit 'n onafhanklike land was dit die 10de grootste ekonomie in die wêreld. Dit is die tweede grootste ekonomie na Kalifornië. Maar terwyl Kalifornië agteruit gaan, die ekonomie van Kalifornië krimp, die bevolking van Kalifornië afneem, is dit in Texas die teenoorgestelde. Hier sien ons nog steeds 'n geweldige toename in die bevolking, netto migrasie na Texas en 'n baie sterk ekonomie. En dit het natuurlik alles te maak met 'n regering in Texas wat baie sterk gefokus is op lae belasting, beperkte regulering, meer vryheid, om dit so maklik as moontlik te maak vir sakeondernemings om sake te doen hier in Texas, en uiteindelik op daardie manier te fokus op dit wat 'n regering op moet fokus: infrastruktuur, goeie stelsels,
beperkte regulasies, veiligheid, die basiese dinge wat dit aantreklik maak vir sakeondernemings om hier te vestig. So Texas wat werklik waar, so ek sê 'n voorbeeld inhou vir ons almal, sekerlik ook vir Suid-Afrika. Suid-Afrika doen natuurlik presies die teenoorgestelde. Suid-Afrika het hoë belastings, is oorgereguleer, te veel van 'n sterk fokus op 'n sentrale regering. Ja, Texas 'n toonbeeld van die teenoorgestelde. Hier's natuurlik baie Suid-Afrikaners in Texas. Ek ontmoet ook hier met 'n hele klomp Suid-Afrikaners wat 'n klub begin het in Dallas vanaand. Maar ja, baie Suid-Afrikaners wat hier kom vestig het, maar uiteindelik is dit natuurlik vir ons by Solidariteit baie belangrik dat mense nie in Texas moet kom vestig nie, of dat mense nie in Amerika moet kom vestig nie. Klink dalk nou na 'n omstrede opmerking wat ek maak, moet my nie verkeerd verstaan nie, en as baie van julle dalk wat kyk, oorsee bly, ek is alles behalwe teen Afrikaner immigrante. Ek het baie vriende wat self hier in Amerika woon en in Europa en in ander plekke, maar uiteindelik is die Afrikaners se toekoms in Suid-Afrika. En ons moet vir Afrikaners 'n volhoubare toekoms in Suid-Afrika verseker. Terwyl ons aanvaar dat mense sal immigreer of mense sal tydelik oorsee gaan werk, daar is tienduisende, ten minste tienduisende Afrikaners wat tans hier in Amerika werk, op plase en ander industrieë. Maar ja, op olieboore in die Midde-Ooste, vir tegnologiemaatskappye in Europa, op baie verskillende plekke. Onderwys gee in Suid-Korea en China. Ons weet almal waar ons mense hulle self bevind, familie en vriende van ons. Maar uiteindelik moet daar vir Afrikaners 'n volhoubare toekoms in Suid-Afrika wees. En hoekom staan ek dis hier in Fort Worth? Ek het hier vergader hier in die middestad. Hierdie is die middestad en ja, hierdie is die pragtige hofgebou van die Tarrant County, die distrik van Fort Worth deel is. Ek staan hier. Ek kan miskien so vinnig vir julle wys, vinnig, maar ja, dit wys nie so baie noodwendig nie. Maar ja, hierdie is die hofgebou van hierdie distrik, Tarrant County in Fort Worth. En ja, Fort Worth wat 'n belangrike stad is, dis nie een van die heel grootste stede nie. Die grootste stad in Texas is natuurlik Houston, Dallas wat 'n groot stad is, Austin wat 'n groot stad is. Maar ek het hier in Fort Worth gesels met mense wat baie simpatiek staan teenoor die Afrikaner, wat simpatiek staan teenoor solidariteit en dit wat ons doen. Nou, ons is besig om op die Solidariteit platform al hoe meer poste te adverteer vir werksgeleenthede in Amerika, maar waar jy nie hoef te immigreer na die VSA nie. Met ander woorde, jy sal nie hoef te trek nie, jy hoef nie alles op te pak en jou land en jou familie te verlaat nie. Jy hoef nie hier in Amerika te kom bly nie, maar jy kan vir 'n Amerikaanse maatskappy hier in Texas kom werk, nie net in Texas nie, ook in ander Amerikaanse deelstate. So deel van hierdie besoek in Amerika is baie sterk daarop gefokus. Ons het 'n ooreenkoms onderteken met 'n maatskappy in Charlotte in North Carolina, met 'n maatskappy in Houston in Texas en is ver gevorder nou ook met sakelei hier in Fort Worth om binnekort te begin om dan poste te adverteer in alles van inligtingstegnologie, eintlik tegnologie oor die algemeen, dit sluit in mediese tegnologie. Daar's interessante sektore hier, finansiële dienste, ingenieurswese, het ons byvoorbeeld met mense gepraat in Houston, om met ander woorde Suid-Afrikaners in diens te neem, en ons gaan daar die poste in Afrikaans op Solidariteit se platform adverteer. Solidariteit sal net 'n tussenganger dus wees, en sal dus Suid-Afrikaners al hoe meer in diens neem, sodat hulle hier kan werk, dollars kan verdien, maar in Suid-Afrika kan bly. Jy hoef nie te immigreer nie. So, dis sommer 'n opwindende verwikkeling waarvan ek julle wou vertel het. Ek het aan die begin, en nou het ek 'n bietjie gedwaal, begin om te praat oor wat die afgelope paar dae in die VSA gebeur het. Ja, die federale regering is tans gesluit. Demokrate in die Amerikaanse Senaat dring aan op 'n geweldig baie spandering op mediese sorg, ekstra spandering, en dit behels veral dan ook mediese sorg, gratis mediese sorg aan onwettige immigrante in Amerika. Die Trump-administrasie wat natuurlik nie daartoe wil instem nie. Nou vra mense my, maar die Republikeine beheer dan die Withuis, die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers. Waarom wil die Republikeine dan nou, of kan hulle nie net 'n eenvoudige begroting goedkeur nie? Dit beteken in die Amerikaanse Senaat het jy 60 stemme nodig, 60 uit die 100 senatore. Die Republikeine het tans maar omtrent so wat 52, 53 stemme
Dit is dus vir Republikeine alleen nie moontlik om 'n begroting goed te keer nie. Hulle het die steun van sommige demokrate ook nodig. En dit is die rede dan nou waarom die federale regering gesluit het, omdat daar slegs 2 of 3 demokrate was wat bereid was om saam met die Republikeine hieroor te stem. So die federale regering is gesluit, dis sleg. Daar's baie staatsdepartemente in Washington wat gesluit is, dienste is gesluit. Reg oor die land, federale dienste, maar Amerika gaan voort en Amerika gaan voort en ons moet sien presies wat die politieke gevolge van hierdie regeringssluiting sal wees. In die verlede, my ervaring was dat dit altyd meestal sleg was vir Republikeine, maar in hierdie geval het president Trump en die Republikeine 'n baie sterk argument. Hulle was heeltemal bereid om, soos wat die demokrate in die verlede eintlik aangedring het, in te stem tot net 'n verlenging van die huidige begrotingsmaatreëls. Demokrate het dit geweier. Hulle het aangedring op nuwe spandering. En dit is wat dus hierdie hele kwessie redelik omstrede maak. So ek wil sover gaan om te sê dat ek dink president Trump en die Republikeine staan in hierdie opsig in 'n sterk posisie. Dis punt 1. Die tweede saak wat ek graag met julle wil bespreek vandag is die hele kwessie oor die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu, se besoek maandag aan die Withuis. Hy het met president Trump samesprekings gevoer en uiteindelik is 'n voorgestelde ooreenkoms vir vrede in die Gaza-strook dan ook bespreek. Baie belangrik. Want ons weet dat dit 'n bloedige oorlog is wat nou amper 2 jaar reeds voortduur sedert daardie verskriklike aanval deur Hamas op Israel in Oktober 2023. En ons weet die wêreld wil eintlik vrede hê. Die hele wêreld omtrent wil hê dat hierdie konflik tot 'n einde moet kom. So Trump het 'n 20-punt plan bekend gemaak. Hierdie plan is onmiddellik deur Israel aanvaar. Dit is deur die hele Europese Unie en Europese lande aanvaar. En baie belangrik dat die meeste Arabiese lande, bondgenote van die Palestynë, lande in die Midde-Ooste, dit ook steun. Dit is nou lande soos Jordanië, Saudi-Arabië, Qatar, Turkye, Egipte, al die lande in die omgewing wat eintlik direk geraak word deur hierdie konflik. Wat dus ook hierdie ooreenkoms ondersteun. So, dis 'n belangrike deurbraak. Ek dink president Donald Trump is ernstig oor vrede in die Gaza-strook. Ek dink hy's ernstig daaroor dat hy 'n einde wil bring aan hierdie oorlog en aan hierdie konflik. En dis is hierdie 20-punt plan 'n baie goeie plan. Maar dit beteken 'n einde aan Hamas. Beteken nie dat Hamas se oorblywende vegters, die van hulle wat nog nie dood is nie, sal hoef tronk toe te gaan nie. Dis verstommende, hulle sal amnestie kry. Hulle moet hulle wapens opgee en ophou om terroriste te wees. En natuurlik weet ons Hamas wil dit nie doen nie. Hamas is in sy wese terroriste organisasie en hy wil voortgaan met sy terreur teen Israel en teen die Israeliese bevolking. So, of Hamas sal instem, weet ek nie. Miskien teen die tyd wat julle kyk na hierdie potsending, het Hamas alreeds ingestem of dit verwerp. Ek kan dit nie voorspel nie. Niemand kan voorspel wat Hamas gaan doen nie. Wat duidelik is, die meeste lande in die wêreld is gemaklik met president Trump se voorstel. Hulle stem in tot president Trump se voorstel en ek dink ons moet almal hoop dat dit wel uiteindelik dan aanvaar sal word. Nog 'n punt wat ek graag wil bespreek in kort, wat direk verband hou met Suid-Afrika, is die vraagstuk oor of Suid-Afrika binnekort 'n handelsooreenkoms met Amerika sal bereik. Daar was natuurlik die afgelope 2 weke allerhande valse boodskappe deur die Suid-Afrikaanse regering. Eerstens dat hulle baie naby daaraan was om 'n ooreenkoms te bereik met Amerika. Dis onwaar. Ek kan vir julle sê, en mense kan nou maar allerhande stories sê, ek was in die Withuis, ek was by die State Department, die Kongres. Dis nie die geval nie. Dit kan môre gebeur, so ja, dan mag dit môre of oormôre 'n ooreenkoms wees. Maar dan moet Suid-Afrika instem tot 'n verwerping van Kiel de Boer, verklaring van plaasmoorde tot 'n prioriteitsmisdaad, waarborge oor eiendomsreg, 'n sekere ten minste uitfasering van sommige rassewette, veral vir Amerikaanse maatskappye, en dan natuurlik 'n neutrale Suid-Afrikaanse buitelandse beleid. Die regering mag dit môre aankondig en dan is daar 'n handelsooreenkoms, maar op die oomblik lyk dit onwaarskynlik. En daarom wil ek so ver gaan om te sê dat die Suid-Afrikaanse regering lieg
President Ramaphosa is oneerlik, minister Lamola is oneerlik, minister Pakstau is oneerlik. As hulle sê dat daar verlede week amper 'n ooreenkoms onderteken is. Hulle het ook vir ons gesê en onthou die media het dit berig dat president Ramaphosa met president Trump by die Verenigde Nasies sou vergader. Dit was nooit deel van die beplanning eers gewees nie. Nooit nie. Om die waarheid te sê, die slegte nuus is dat ons minister van buitelandse sake, Ronald Lamola, het nie eers met die Amerikaanse minister van buitelandse sake ontmoet nie, want Marco Rubio wou nie met Lamola ontmoet nie. So Lamola moes maar met 'n adjunkminister van buitelandse sake van die FSA by die VN in New York ontmoet. So ek is eintlik werklik waar teleurgesteld en ek sal graag wil hoor wat julle opinies is en wat julle dink oor die politieke kommentators, al die skrywers van kommentaarartikels en mense wat so gemaklik op radio praat en ja, op al die nuuswebblaaie skryf en allerhande valse beweringe maak. Eintlik sover gaan om die Ramaphosa regime te ondersteun. In hulle in hierdie leuns, hierdie veldtog waarmee hulle besig is. Dan is daar ook baie opportuniste. En ek wil 'n gevaarlike standpunt maak waarvoor sommige mense my dalk mag veroordeel. Maar ek wil so ver gaan om te sê dat dit soms verstommend is hoeveel opportuniste die afgelope paar maande die FSA besoek het. Ek het my eerste besoek in Amerika gebring in 2004 met 'n CPAC konferensie, 2006 weer en sedertdien 15 keer. Hierdie besoek is die tweede besoek van jaar. En niks wat ons reg kry is omdat ons so briljant is of so goed is nie. Dis harde werk en baie jare se kontakte wat jy koester, waar jy goeie verhoudinge smee, waar jy nou maar bande vestig, waar jy mense help met inligting, waar jy geloofwaardige vernoot raak vir mense hier in Amerika. En dit is hoekom solidariteit en die solidariteitsbeweging goeie kontak het. Ek sien ongelukkig allerhande opportuniste wat dink hulle kan sommer net 'n soort van valskermoperasie in diplomatie uitvoer hier in Amerika en dan gebruik hulle die woorde so skouspelagtig. Skouspelagtige ooreenkomste wat natuurlik nie uiteindelik enigiets oplewe nie. Wat doen ons by solidariteit? Ons vra vir die Withuis vir 'n verlaging in tariewe. Ons is hoopvol dat gaan gebeur. Die teenargument van die Withuis en wat hulle miskien mag implementeer as hulle nie tariewe verlaag nie vir al boere maar ook enkele ander bedrywe nie, is 'n hulppakket vir sommige industrieë. So die Withuis het direk met ons gepraat oor die moontlikheid dat hulle 'n hulppakket beskikbaar sal stel aan boere wat geraak word deur die Amerikaanse tariewe en aan enkele sektore, veral daar waar baie Afrikaners werk, mens dink aan dinge soos motorvervaardiging, die chemiese bedryf dink ek aan enkele ander bedrywe. So ons by Solidariteit is besig om oor die praktiese goed te praat. Ons is nie 'n regering nie. Ons kan nie werk van die regering doen nie. Ons kan nie 'n handelsooreenkoms met Amerika sluit nie want 'n vakbond kan nie 'n handelsooreenkoms sluit nie, maar ons kan intree, ons kan 'n verskil probeer maak en dit is al wat ons probeer doen. Niks wat ek hier doen in Amerika is skouspelagtig nie. Ek probeer nie skouspelagtig wees nie. Ek probeer maar net alles wat ek het, alles wat ek kan doen, die toegang wat ek het, benut om uiteindelik vir ons mense oplossings te skep. Nou, ek gaan dit nie doen op 'n manier wat vir die ANC 'n oorwinning beteken nie. En dit wil ek maar vir julle sê. Ons kan nie die Trump-administrasie forceer om in te stem tot iets wat uiteindelik kan blyk 'n oorwinning vir Ramaphosa en die ANC te wees nie. Dit mag nie wees nie. Dit kan nie gebeur nie. Ons kan nie 'n geval kry waar daar 'n ooreenkoms is tussen Suid-Afrika en Amerika wat eensydig is en waar Ramaphosa kan aankondig ons het ons sin gekry nie. Die Amerikaners het maar net ingestem om die tariewe te verlaag tot 'n wonderlike handelsooreenkoms en julle Afrikaners, julle het niks gekry nie, julle het nie julle sin gekry nie. Ons gaan nie daartoe instem nie en ek is oortuig ook dat die Trump-administrasie nie tot so iets sal instem nie. So ek wil tog vir julle iets daaroor gesê het. Ek is volgende week weer in Washington na hierdie besoek aan Texas. Hier's nog 'n hele klompie opwindende en belangrike afsprake met verskillende groepe. Ek kon gisteraand praat met Republikeine wat bymekaar gekom het in Austin. Hier in Fort Worth baie vergaderings, vanaand nog in Dallas, môre ook in Dallas. Daarna na South Carolina om te gesels met lede daar van die wetgewer. Dan na Washington weer 'n vinnige besoek volgende maandag. Vinnige kort besoek ook aan 'n televisiekanaal Newsmax in New York.
daarna terug na Michigan, waar die Michigan wetgewer ook tans oorweeg om 'n soort resolusie te aanvaar ter steun van Afrikaners en hulle uitspreek oor sekere dinge in Suid-Afrika. So, ek hoor graag wat dink julle. Daar's baie kritiek soms. Lewer graag ook kritiek. Julle is welkom. Lewer enige bydraes. Ek hoor dit graag. In die res van hierdie program gaan ek vir julle so 'n paar interessante dingetjies wys. En volgende is die interessante want dit is sommer baie naby aan hier. Dit was baie naby 5 minute se ry. En ek het gedink om vir julle die Fort Worth Stockyards te gaan wys. 'n Baie belangrike toerismebestemming, maar ook interessant genoeg 'n heel historiese bestemming hier in Fort Worth, Texas. Nou ja vriende, terwyl ek hier in Fort Worth in Texas is, het ek gedink om vinnig vir julle die Fort Worth Stockyards te kom wys. Natuurlik deesdae 'n toerismebestemming, maar 'n historiese terrein, 'n historiese gebied van sowat 40 hektaar waar daar sedert die 1860s 'n groot vee veilinge gehou is. Natuurlik 'n baie belangrike gebied hier in Texas. Reeds in die middel 1800s baie veeboere gewees, beesboere, en omdat daar spoorlyne in die 1860s en 70s hier aangelê is, was dit dus moontlik om hier baie groot veilinge te hou. Deesdae 'n groot toerismebestemming, maar daar word steeds 2 keer 'n dag van hierdie beeste hier in die hoofstraat van die Stockyards afgejaag. En ek het gou 'n vinnige stop gemaak en besluit om dit vir julle te wys. Thank you for tasting the Fort Worth Stockyards. Oh yeah, give it up for the guy. I don't know if you noticed, once the herd, the little guy, he's an international standard for the kids. Right, so as I said before you left, you can't look at cowboy here now. It was about a 25-year period from 1866 to 1809, but the railroads, the southern portion of the Transcontinental Railroad cut down the fences. No longer necessary to water that north. They just put all trains in the tunnels. And you got a ranch butter thing. 1890s and they've got this place. All right, we're going to do this again at 4 p.m. We'll do the 4 p.m. edition of the world's only 5-star cow drive. We hope to see you then. Hang around. Thank you very much. Nou ja vriende, ek is nou hier in Dallas en die noorde van Dallas op die kampus van die Methodiste Universiteit, Prestige Universiteit hier in Texas, universiteit wat veral gewild is onder redelike welafryk families. Pragtige kampus. In hierdie gebou, as jy mooi kan lees wat hier op die gebou staan daar die George W. Bush Presidential Library. Die 43ste president George W. Bush se presidensiële biblioteek, baie indrukwekkende gebou. Ek het nou nie tyd om vir julle binne te wys nie, maar hierdie biblioteek natuurlik die plek waar al die dokumente uit de George W. Bush se 8 jaar as Amerikaanse president gehou word. So 'n wonderlike navorsingsinstelling, en dan is hier ook 'n pragtige kantoor wat eintlik die Oval Office uit Bush se era namaak. So besonderse plek om te besoek as jy ooit in Dallas in Texas is, maar ek wil natuurlik so 'n bietjie gesels, eintlik die geleentheid gebruik om bietjie te gesels oor George W. Bush, sy nalatenskap binne die Republikeinse party, ook die Amerikaanse politiek. Ek het in 2004 die voorreg gehad om so 'n bietjie meer as 'n maand hier in Amerika te spandeer en op die Bush-Cheney herverkiesingsveldtog te werk. Nie ver hiervandaan nie, net oos van Texas in die deelstaat Arkansas. Heel wat mense hier uit Texas wat betrokke was. Texas was natuurlik Bush se staat. Hy was gouverneur vir redelik lank hier in Texas gewees. En daarna, nadat hy gouverneur was, het hy in 2000 president van Amerika geword. En dit was daardie verkiesing teen Al Gore, die 2000 verkiesing, waar Bush uiteindelik gewen het met 500 stemme in Florida, en die Supreme Court, die federale Hooggeregshof, beslis het
dat Bush dan die 43ste president van Amerika sou word. Nou in die verkiesing in 2004 waar ek hier op die Bushveld toe gewerk het, was dit natuurlik heeltemal iets anders. Bush het baie meer gemaklik daardie verkiesing gewen. Hy het verskeie deelstate gewen in 2004 wat hy nie in 2000 kon wen nie. So 'n baie gemaklike verkiesingsoorwinning eintlik die een in 2004 gewees. Dit was natuurlik reg in die tyd waar die oorloë in Afghanistan en Irak begin het en dit was 'n verkiesing waar nasionale veiligheid 'n groot kwessie was vir Amerikaners waar ekonomie gewoonlik maar die groot drywer is in Amerikaanse verkiesingsveldtogte, was 2004 anders. 3 jaar na die 11 September aanvalle en Amerikaners het baie sterk gefokus op nasionale veiligheid as 'n belangrike politieke kwessie. So, belangrik om daardie konteks van daardie tyd te verstaan. Vandag as ons terugkyk, meer as 20 jaar later, ja, dan dink 'n mens anders oor George W. Bush en sy nalatenskap. En die interessante as jy nou hier in hierdie woonbuurtery en hierdie dele van Texas, dan is dit 'n gebied byvoorbeeld hierdie baie ryk, superryk welaf noordelike voorstede van Dallas, is dit 'n gebied wat meer Republikeins was in 2004 as wat dit nou is. As jy weer na ander gebiede ry, dan is presies die teenoorgestelde die geval. En dit is natuurlik omdat George W. Bush eintlik iets verteenwoordig van 'n afsluiting van 'n era onder Republikeine. Mens sou kon sê die soort van neo-konservatiewe, interventionistiese soort van Republikeine. In 2004 is daar altyd verwys na die era van die Country Club Republicans. Met ander woorde, Republikeinse party wat ryker Amerikaners verteenwoordig het. Daarna het ons gesien, na die 8 jaar van George W. Bush, natuurlik Barack Obama se presidentskap, die laaste 2 Republikeinse presidente wat uit die Bush-era gekom het, John McCain en Mitt Romney, wat in 2008 en 2012 nie daarin kon slaag om te wen nie. En toe het die Republikeinse party verander. Eers met die hele Tea Party movement, die hele opkoms van 'n meer populistiese soort van Republikeinse stroming en uiteindelik Donald Trump in 2016. En die Republikeinse party het natuurlik totaal en al verander. Dit het 'n party geraak van werkersklas en middelklas kiesers en dit het 'n meer diverse party geraak met baie meer mense van Latyns-Amerikaanse afkoms, Asiatiese en ander afkoms wat dan ook vir die Republikeinse party begin stem het. So as jy vandag terugkyk in 2025, is daar natuurlik 'n baie gemengde nalatenskap vir George W. Bush. Hy word deur die soort van Trump, die MAGA Republicans, as baie negatief beskou. Daar's ook maar nie 'n baie goeie verhouding tussen hom en byvoorbeeld president Donald Trump nie. Selfs onsekerheid oor of George W. Bush enigstens vir Trump gestem het in verlede jaar se verkiesing, maar 'n groot verdeling, 'n wegbeweeg van die Republikeinse soort van denke van Bush na 'n heel ander Amerika eerste denke onder leiding van president Donald Trump. So, interessant, ek het net gedink terwyl 'n mens hier in Dallas is en by die presidensiële biblioteek om ietsie daaroor te sê en daaroor te gesels. Die geskiedenis het natuurlik 'n manier om uiteindelik Amerikaanse presidente te beoordeel en ons sal moet sien presies hoe dit ontwikkel. Bush wat die Withuis uiteindelik verlaat het as 'n redelike ongewilde president, daar was daar die reuse finansiële krisis. John McCain moes probeer om daarop te reageer. Hy het dit nie baie geslaagd gedoen nie. Alles is geskiedenis. Barack Obama is verkies as opvolger vir George W. Bush. Hoe sal hy onthou word? Miskien as iemand wat daardie onnodige oorloë in Irak en Afghanistan aangepak het, wat rampspoedig vir Amerika was. Dit sal alles nog beoordeel word, maar ja, interessant, 'n totale verandering uiteindelik in die Amerikaanse politiek na die Bush-era. Nou ja, vriende, dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek is hier in Fort Worth
in Texas, 'n pragtige laatmiddag, is byna 6:30, byna wel in die aantal wat ek hierdie opneem. Pragtige dag, warm weer eintlik hier, elke dag in die 30 grade. Ek hoop julle het hierdie week se episode interessant gevind. Ek wou eintlik vir julle nog baie meer wys, maar was redelik besig. Volgende week nog een laaste episode hier uit die FSA. Laat weet my gerus wat julle dink van die bydraes in hierdie week se episode van Wêreldwys. Ek hoor graag van julle en ek groet dan tot volgende week.